Ons gaan vanoggend saam lees uit Johannes hoofstuk 13, vers 31 tot 35. Jy is welkom oop te maak. Die gedeelte se opskrif is die heengaan, of Jesus se heengaan is naby. Kom ons lees hierdie 5 verse saam met mekaar. Toe Judas uit is, sê Jesus, nou word die Seun van die mens verheerlik, en God word deur hom verheerlik. En aangesien God deur hom verheerlik word, sal God self hom ook verheerlik, en hy sal hom binnekort verheerlik. My kinders, ek is nog net 'n klein rukkie by julle, dan sal julle my soek, en soos ek vir die Jode gesê het, sê ek nou vir julle ook, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. Ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels van my is. Ons lees tot sover. Ons jongmaat, julle is welkom om nader te staan. Goed, gaan het goed met julle klompie voor? Wat het met jou arm gebeur? Dit is nie goed om dit te sien. Is jy okay? Ek is bly. Goed, gaan het goed met julle? Okay, naweek van sport en bedrywighede. Okay, die koue is hier, julle moet julle gesond hou, hoor? En nie siek word nie. Maar ons het vanoggend saam gelees van Jesus wat ook op 'n kol weggaan. Nee, ons is so 2 weke weg van Jesus se hemelvaart. So ons is in hierdie tyd wat hy dit aan die disippels bekend gemaak het, dat hy nie die hele tyd by hulle gaan bly nie. En ons maak ons ook gereed daarvoor. Kom ons kyk bietjie saam. In die eerste plek moet ons wag met 'n blye hart. Soos wat Jesus weggegaan het, moet ons weer wag, hy gaan weer terugkom, nee? Ons weet nie wanneer en hoe dit gaan gebeur nie, maar ons weet hy sê, hy kom weer terug. Maar ons moet wag met 'n blye hart. Wag is nie altyd maklik nie. Wag is nie vir ons 'n goeie en 'n sterk punt nie. Nee, ons raak bietjie ongeduldig. Maar ons kan bly wees en vertrou dat Jesus gaan help. Dis soos wag vir jou verjaarsdag, jy weet dit is spesiaal en dit gaan gebeur. Maar ons kan nie regtig wag daarvoor nie. Ons moet wag, maar ons wil nie wag nie. Nee? Ons weet Jesus kom, maar ons wil nie wag nie. Ons wil hê hy moet kom, want ons weet dan gaan dit beter wees. Dan gaan ons saam met hom wees. Maar dan wag ons met 'n blye hart, want ons weet dit gaan verseker vorentoe gebeur. Terwyl ons wag, moet ons ook lief wees vir Jesus, nee? Ons het baie dit vir mekaar gesê. Ons het 'n verhouding met die Here. Ons moet lief wees vir hom. En die gedeelte wat ons al gelees het, sê dit, ons moet mekaar lief hê soos wat God ons lief gehad het. So ons sien die voorbeeld van liefde in Jesus self. Nee. Soos ons wil weet, hoe moet ons saam met mekaar lewe, dan gaan kyk ons hoe Jesus kom lewe na ons toe. Jesus wil hê ons moet ander mense lief hê en goed wees vir hulle, selfs as hulle dalk anders as ons is. En daai anders kan 'n klomp dinge beteken, maar dan word vir ons gevra, ons moet mekaar lief hê. Nee? En dan sonder voorwaardes, want God het ons lief gehad sonder voorwaardes. Maar dan moet ons ook doen wat Jesus vir ons sê. Ons moet gehoorsaam wees. Nee. Ons kan nie uitsien na 'n verhouding met die Here en dan is ons ongehoorsaam nie.
Nee, ons doen nie wat hy van ons vra nie. Jesus vra ons om goeie dinge te doen. Soos om na mamma en pappa te luister en mooi te wees. As ons dit doen, wys ons dat ons hom lief het. Nee. Dis net een voorbeeld om te sê, om te doen wat mamma en pappa van ons vra. Maar ons moet ook 'n voorbeeld wees, nee. As ons gehoorsaam is in Jesus, dan is ons besig om te doen wat hy van ons vra. Okay. En dit is om reg te lewe. Dis nie altyd maklik nie, maar ons moet dit doen. En ons sien daai voorbeeld ook in hom. So hoe leer ons dit? Deur Bybel te lees en te bid, nee? Om tyd saam met ander gelowiges te spandeer. Dit help ons. Goed, so gaan julle onthou, ons wag met 'n blye hart, want ons weet die Here kom weer terug. Ons hoor vanoggend, hy gaan weg, hy het reeds weggegaan, hy het vir ons Heilige Gees gestuur, Pinksterlei ook om die draai, dan leer ons weer 'n bietjie meer oor die Heilige Gees, maar hy sê vir ons, ek kom terug. So ons wag met 'n blye hart. Maar ons moet ook mekaar lief hê. Nee, dis 'n opdrag, 'n nuwe gebod, hoor ons. Ons moet mekaar lief hê. En dan saam met dit, moet ons doen wat Jesus vir ons vra, ons moet gehoorsaam wees. Gaan jy onthou? Soos wag, liefde en gehoorsaam. Gaan jy daai 3 woorde onthou? Julle, ons is op die verkeerde tyd van die jaar. Die energievlakke is laag hiervoor. Goed. Okay, julle kan vir julle lekker kry, dan kan julle na ma en pa toe gaan. Gaan jy vir ander gee? Geliefdes, dis 'n voorreg om te weet waar ons is in die jaar. Maar ek kan myself net indink hoe moes die Jode en die disippels gevoel het toe die Here vir hulle gesê het, ek gaan ook weg van julle af. Ek dink hulle het gewoond geraak aan hom wat naby is en saam met hulle is, maar hier sê vir hulle, ek gaan ook weg van julle af. En wanneer ons dit hoor vanoggend, dan moet ons ook vir mekaar sê, ons lewe in 'n wêreld wat oorloop met onsekerheid, met afwagting, maar ook dikwels verwarring. En ek wonder of dit nie dalk van die emosies was wat beleef was toe Jesus hierdie woorde aan hulle bekend gemaak het. Onseker oor wat lê voor, 'n afwagting dat hy dalk weer gaan terugkom, maar ook verwarring, dat hulle nie regtig verstaan hoe nou vorentoe nie. Maar dan as gelowiges en kinders van God, wag ons op die wederkoms van die Here Jesus Christus. Maar dan is die vraag, hoe wag ons? Wat doen ons terwyl ons wag? En hoe leef ons in ons gehoorsaamheid aan God? En in vandag se gedeelte kom hoor ons juis spesifiek, hoe moet ons as Jesus se disippels vol hoop, maar ook met verantwoordelikheid gaan leef. En daarom staan ons vanoggend stil met die tema, wag, leef en sien uit met gehoorsaamheid. En ons gaan so 'n bietjie stil staan by hierdie 3 woorde, wag, leef en dan gehoorsaamheid. Ons eerste punt is, wag met verwagting. God is besig om homself te verheerlik. Ons hoor dit. Homself, maar ook deur Jesus Christus die verheerliking te laat aanbreek.
Nou is die Seun van die mens verheerlik en God is verheerlik in hom. Jesus sê hierdie woorde net nadat Judas die kamer verlaat het. Judas is op pad om Jesus te verraai, om hom te gaan oorgee aan die owerhede. Die verraad is aan die beweeg. Maar Jesus sê net nie iets waarvan hy moet wegskram en moet wegbeweeg nie. Hy sien dit as die begin van sy verheerliking. Nou geliefdes, as ons net daaroor dink, verheerliking en lyding, klink vir my eerste oogopslag nie, na iets wat naby mekaar kom nie. So ons sien hier 'n ingesteldheid van Jesus wat opvallend is. Hy weet wat kom. Maar sy reaksie daar is om te sê, sy verheerliking begin. God se plan beweeg vorentoe, al lyk die omstandighede donker. Daar lê 'n groot en 'n lang lydingsweg voor. Maar dan ons as gelowiges wag dan ook in hierdie dae nie passief nie, en kyk net toe wat gaan gebeur nie. Ons wag met geloof dat God steeds aan die werk is. Dat God ook teenwoordig was by Jesus in hierdie tyd van lyding, soos wat hy by ons elkeen teenwoordig is in hierdie wêreld, in ons lewe elke dag. Selfs in tye van lyding en onsekerheid. En ons beleef dit ook baie keer, hierdie uitdagende tye, moeilike tye. Maar dan kan ons weet, die Here is by ons. Geliefdes, ons wag in geloof en met hoop. Ons moet vertrou dat God ook in ons pyn en teleurstelling verheerlik sal word. Ons ingesteldheid moet ook dalk verander. Om nie die negatiewe, die lyding raak te sien, om te sê, daardeur kan God verheerlik word. Leef met die bewuste verwagting dat Jesus vandag nog werk. Jy wag nie leeg nie, jy wag in gebed en getrouheid, in hoop. Jou houding wys dat jy glo God is aan die werk, selfs in die wagtyd. En ek het in kindertyd gesê, wag is nie een van ons sterkste punte as mensdom nie. Ons raak vinnig frustreerd, ongeduldig, want ons wil hê 'n ding moet nou gebeur. Maar ons moet wag. Die tweede punt is om te leef in liefde. Dis 'n nuwe gebod, dit is nie 'n versoek nie. En baie keer dink ek ons as gelowiges in die wêreld sien hierdie nuwe gebod wat die Here vir ons gegee het as 'n versoek. Dis iets wat ek van kennis dra en is iets waarna ek probeer leef en streef, maar dit gaan met ons verby dat dit 'n nuwe gebod is. Dis 'n opdrag waaraan ons gehoorsaam moet wees. Ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hê. Maar Jesus kon geen net hierdie opdrag vir ons nie. Dis die wonderlike. Dis nie net 'n woord wat gespreek word nie. Hy kon gee vir ons 'n voorbeeld. Hy kom wys vir ons, hoe lyk dit as jy hierdie liefde leef? Ons leer ken deur sy hele bediening, maar veral in hierdie lydingsweg, waarvan hy nou op pad is om in te deel. Liefde is ook nie net 'n gevoel nie, dit is 'n daad van gehoorsaamheid. Ons sien dit ook in Jesus. Hy moes gehoorsaam gewees het tot in die dood. En gelukkig, die dood het nie die laaste sê gehad nie. Die opstanding het. God is ook daarin verheerlik. Hierdie liefde is radikaal. Dit gaan oor selfopoffering, vergifnis, maar ook deernis, begrip en verstaan. Ons moet liefdevol leef in alle aspekte van ons lewe. Dit is nie altyd maklik nie, maar dis die opdrag. Ons moet mekaar lief hê. In ons verhouding met God, want dit begin by God. Ons moet God lief hê. En dan ook ons naaste.
Geliefdes, sy naaste is enige iemand wat jou pad kruis. Ons kan nie 'n grens of 'n voorwaarde daarin koppel. My naaste is die een wat my pad kruis. So ons kan vandag sê, hierdie liefde is in jou huwelik, dis by jou werk, in die gemeente, in die gemeenskap, maar dis ook in die sogenaamde ander wat my pad kruis, en daai ander is baie breedvoerig vandag. Dis 'n vreemdeling. Dis iemand wat ek dalk nie meer so goed oor die weg kom nie. Ook hulle word my naaste. Die wêreld moet Jesus in ons gehoorsame liefde sien, beleef en ervaar. Hierdie liefde kom bring verandering, kom bring 'n verskil, werk teen die hoofstroom in. Want dis 'n liefde wat alles oorbrug en oorgrens. Jesus gee vir ons 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê. Hierdie liefde is nie net 'n gevoel nie, maar 'n daad. Dit is 'n teken van sy volgelinge. So as ons nou moet vra, waarin word ons as gelowiges geken? Dan moet ons teken wat ons lewe dra wees, die liefde van Jesus. Ons word geroep om dieselfde selfopoffering liefde te leef as wat hy vir ons gewys het. Hy het homself ons gegee sonder voorbehoud. Maar dan sien ons ook uit met gehoorsaamheid. Geliefdes, en terwyl ons uitsien met gehoorsaamheid, is ek en jy 'n getuienis van Jesus Christus. Ons gedeelte sluit af wat ons saam gelees het. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle mekaar liefhet. Kan mense vandag sien dat ek en jy disipel van Jesus is? Nie gelowige nie, disipel van Jesus. Ons wag op Jesus se wederkoms, maar intussen is ek en jy die lig en die sout vir alles en almal rondom ons, vir die wêreld. Ons is veronderstel om daai verskil te gaan wees, omdat Jesus ons in staat stel om daai verskil te gaan wees, deur dit wat hy ons gee, 'n voorbeeld van liefde, 'n opdrag, gaan wees lief vir mekaar, soos wat ek julle lief gehad het. Die wêreld kan Jesus nie fisies sien nie. Jesus is nie meer hier saam met ons, in 'n liggaam soos wat ons aan mekaar gewoond is nie. Maar die wêreld kom sien hom in ons lewens, en daarin leer ken hulle hom. En dan is dit in my gedagte die vraag, sien hulle Jesus werklik? Of sien hulle 'n verdraaide beeld van Jesus, wat eintlik nie waar is nie? Ek en jy is getuie van Jesus. Geliefdes, om gehoorsaam te leef, beteken nie ek kom met 'n rits reëls na nie. Dit is om Jesus sigbaar te maak deur ons liefde. Om Jesus 'n voorbeeld te beliggaam. Om te wees wat Jesus vir ons vra om te wees. Na mekaar toe. Jou gehoorsaamheid, my gehoorsaamheid in die lewe van elke dag maak 'n ewige verskil. Dit kan op die einde van die dag beteken iemand word gered of iemand word nie gered nie. Iemand kom tot 'n verhouding met die Here of iemand mis die geleentheid om 'n verhouding met die Here te hê. Ons kan uitsien na Jesus se koms deur getrou te wees aan die klein dingetjies in die lewe. En dan weet ons, die klein dingetjies is baie keer groot dinge. Want om te sê ons met mekaar lief hê kan iets kleins wees, maar die impak daarvan kan iets baie groots wees. 'n Opdrag klink eenvoudig, maar die uitleef daarvan nie so eenvoudig nie. Om Jesus lief te hê beteken dat ons hom gehoorsaam. Gehoorsaamheid is nie swaar wanneer dit uit liefde kom nie. Ons sien uit na die volheid van sy heerlikheid. En daarom kies ons om elke dag volgens sy wil te leef. Dis 'n teken
van geloof. Geliefdes, mag ons gaan wag met geloof, met vertroue. Mag ons gaan leef met liefde en uitsien met gehoorsaamheid. Nie vanuit ons eie krag nie. Ons tekstgedeelte sê niks vandag vanuit eie krag nie. Ons hoor dat dit moontlik gemaak word deur die voorbeeld en die krag van Jesus Christus. Mag ons oopstel daarvoor. Hy het ons eerste lief gehad. Dis waar dit begin het. Die liefde het nie net vandag en môre en oormôre maar net toevallig gebeur nie. Die liefde het gebeur in Jesus wat ons eerste lief gehad het. En nou roep hy ons om hom te volg as sy disippels. Met hierdie opdrag te gaan sê, gaan leef hierdie liefde met gehoorsaamheid. Gaan leef hierdie liefde met gehoorsaamheid. Liefde na God toe en liefde na mekaar toe. Amen. Ek wil vir 'n oomblik vra dat daar waar jy sit, jy stil sal word. Hierdie nuwe opdrag van liefde is ook die nuwe gebod wat die Here vir ons gegee het. In aansluiting by die 10 gebooie. Ek kon vanoggend net sowel na die 10 gebooie geluister het. En ek wil vir jou geleentheid gee dat as jy agterkom dat jy dalk nie so gehoorsaam is nie, of dat jy struikel om hierdie liefde 'n werklikheid te maak en uit te leef in jou lewe, bring dit voor die Here en vra vir hom, Here, geef my opnuut nuwe krag om dit 'n werklikheid te maak. En dat ons ook sal vergewe daar waar ons tekort gekom het. Kom ons vat 'n oomblik van stilte. Here, terwyl ons so saam in stilte voor U kom, wil ons vir U vra om ons te kom ontmoet in hierdie gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het. Here, dit is ons hart se wens. Dis by ons begeerte om gehoorsaam te leef aan dit wat U ons oplê om te leef. Here, mag ons U voorbeeld leer ken en daarvolgens gaan leef met gehoorsaamheid. Help ons om lief te hê, soos wat U ons lief gehad het. Here, en as ons nou beweeg om aan te sit saam met mekaar by die nagmaalstafel, dan vra ons vir U om weer opnuut hierdie liefde vir ons te bevestig, wat U vir ons gehad het. Here, en daar waar ons dalk nie reg gehoor gegee het daaraan nie reg geleef het daarmee nie, vra ons ook vir U om ons daarvan te vergewe. En gee ons die krag om ook op die regte manier daarmee te gaan leef. Vandag, in die week, en ons hele lewe. Ons vra dit in afhanklikheid en U naam alleen. Amen.